waardig is die Lam. Die een wat was, die een wat is, en die een wat ook altyd sal wees. Die een wat die hemel agtergelaat het om mens te word. Om te kom sterf vir my en jou. Waardig is hy. Die een wat my en jou raak sien. In ons gebrokenheid. In ons gemors. En ons daar kom ontmoet. Waardig is hy. Hemel Vader, dankie vir die oomblikke wat ons by u voete kan kom sit. Vader, dat ons die geraas van die lewe net vir 'n oomblik kan stil maak en weer eens u stem kan kom hoor. Vader, dankie dat u ons raak sien. Al voel dit vir ons baie keer nie so nie. Vader, dat u ons lief het. Selfs in die tye wat dit voel, ons kan nie eens onsself lief hê nie. Vader, dankie. Het is 'n klein woord, maar dit dra soveel betekenis. Vader, dankie. In Jesus naam. Amen. Amen. Julle is welkom om julle sitplekke te neem en ek hoop julle het al 'n lekker koppie koffie gekry vanoggend. As julle nie het nie, asseblief na die tyd kry 'n koppie koffie en kuier saam met iemand wat jy nou nog nie mee saam gekuier het nie. Nou, die afgelope paar weke het ons gepraat oor beautiful weerstand en vandag sluit ons hierdie reeks af. En oor die afgelope paar weke het ons oor 'n hele klomp goed gepraat. Weerstand wat ons bied teen kompromie, teen uitbranding, teen haat en selfs teen geestelike gevoelloosheid. Maar vandag wanneer ons hierdie reeks afsluit, dan gesels ons oor iets wat eintlik baie meer subtiel is. Is iets wat in ons lewens inkruip en ons kom dit gewoonlik eintlik agter wanneer dit eers 'n bietjie te laat is. En is om sinies te wees. Baie van ons het al gevoel, ons bid vir iets, en ons bid, maar dit voel net asof die Here ons nie antwoord nie. Baie van ons het iemand al vertrou met iets, en soos wat mense doen, het hulle jou teleurgestel. Baie van ons het al in 'n sekere situasie alles probeer gee, en tog voel dit asof niks verander het nie. Sien, dit is hoe sinisisme begin groei. Dis nie 'n groot oomblik van rebellie wat plaasvind nie, dis hierdie stadige teleurstellings wat ons ervaar. En ewe skielik begin ons uitkyk op die lewe verander. Ons kyk na die mense om ons met 'n bietjie van 'n skeptiese oog. En selfs wanneer ons die Here vir iets vra of hom probeer vertrou vir iets, dan word dit ook van 'n baie skeptiese plek af gedoen. En wat gevaarlik is om sinies te wees, klink baie keer soos wysheid. Want gewoonlik word sinies weggesteek as, nee, ek dink net realisties oor hierdie saak. Partykeer klink om sinies te wees soos om slim te wees. En partykeer klink dit selfs om net te probeer beskerm dit wat rondom ons aangaan. Ons families, onsself, ons finansies. Maar baie keer is om sinies te word eenvoudiglik net hoop wat begin moeg word het. En daarom vandag wat ons oor praat is vier fees. Nie vier feeste nie, maar celebrate. Kom ons vier fees. Want wanneer ons regtig wanneer ons fees vier, dan sal iets wat gebeur. En ek praat nie net van oppervlakkige viering van, okay, iemand het verjaar en ons wou nie by die braai gewees het nie, maar ons het nou gegaan wat ons vrou het gesê ons moet. Nie daai tipe van viering nie. Om regtig te bedoel wanneer jy vir iemand sê, weet jy, ek is bly dit gaan goed met jou. Sien, viering is weerstand. En om 'n fees te vier beteken om te besluit om steeds te glo dat God nog steeds besig is om te werk, selfs al voel jy dit nie.
Om fees te vier beteken om raak te sien dat God besig is om jou en die mense om jou te herstel. Om raak te sien dat God nog steeds besig is om te beweeg. Al voel dit asof hy net stil staan. En die grootste een is om raak te sien dat God nog steeds goed is, ten spyte van dit wat die wêreld vir ons probeer wys. So klompie jare terug het ek en 'n klomp van my vriende 'n young adult groep gelei, en elke liewe Dinsdag aand wat ons bymekaar gekom het ons begin met highs and lows. So elke persoon wat daar was, moes 2 goeie goed gesê het wat met hulle gebeur het in die week wat verby was, en 1 slegte ding. En dit klink soos iets stupid. Maar die hart agter dit was, daar's altyd iets goeds om raak te sien. Ons ontken nie die negatief in die wêreld nie, maar daar's altyd meer goed. Daar's altyd meer goed as negatief. Maar tog gebeur dit die hele tyd dat ons vasgevang word, net in die negatief van die lewe. Dis al wat ons na kyk, en dis al wat ons sien. En Jesus vertel op 'n stadium in Lukas 15 'n storie wat eintlik baie mooi hierdie spanning wys tussen die goed en die sleg. Is 'n baie bekende storie wat ek dink baie mense al baie keer gehoor het. Maar ek dink ook dis een van daai stories wat ons baie keer net vinnig deurlees en nie regtig die diepte daarvan begryp nie. Sien, is 'n storie van die verlore seun. En ja, dit gaan aan die een kant oor hierdie rebelse seun wat sy pa se huis verlaat het. Maar daar's ook 'n ouer broer, 'n godsdienstige seun. En in die middel van dit is daar hierdie vader wat albei probeer bereik. Sien, die jonger seun, hy was verlore in rebellie gewees. Sien, hy kom na sy pa toe en hy sê vir sy pa, kom gee vir my erfdeel en laat ek gaan. In vandag se taal, of om dit in ander woorde te sê, is hy het na sy pa toe gekom en vir hom gesê, gee my jou geld en laat ek gaan, want ek wil niks met jou te doen hê nie. Dis basies wat dit is. En is eintlik, dis vir my hartverskeurend, want wat hy indirek daar sê, is hy soek die vader se hand, maar hy soek nie die vader se hart nie. En tog, laat die vader hom gaan. Sy pa probeer hom nie terughou nie, sy pa probeer hom nie dwing om daar te bly nie. Sy pa laat hom gaan. Want liefde dwing nooit nie. Die vader probeer nie sy seun beheer of manipuleer nie, hy laat hom gaan, en hierdie seun hardloop die wêreld in. En aan die begin lyk dit ongelooflik, want hy het geld, daar's vryheid, daar's partytjies, daar's mense om hom, daar's niks grense nie, en daar's niks verantwoordelikheid nie. Hy het lekker baie vriende gehad daar aan die begin. Maar die ding is, sonde beloof altyd lewe. Maar dit loop altyd uit op leegheid. Sonde beloof altyd lewe, maar dit loop altyd uit op leegheid. En Jesus vertel hierdie storie en hy sê, hierdie jong man gaan mors alles wat sy pa vir hom gegee het. Tot op 'n punt wat hy niks meer oor het nie, en die fees wat hy gevier het saam met hierdie vriende, is alles weg. Die mense om hom is ook weg, en die waarheid is die wêreld hou baie van my en jou wanneer ons iets het om te gee. Wanneer die wêreld iets van ons kan neem, dan wys die wêreld ons is belangrik. Maar wanneer jy leeg is, dan ontdek jy hoe alleen jy eintlik is. En uiteindelik sit hierdie seun tussen die varke. En in vers 16 sê dit, later was die arme man so honger, dat hy selfs bereid was om die varke se kos te eet, maar die eienaar het geweier. Ek dink nie jy kry meer van 'n lae punt in die lewe as waar daai jong man was nie. En is in hierdie oomblik, in hierdie beeld van hierdie man wat alles verloor het,
kom 'n ongelooflike keerpunt. Sien ons in hierdie lae oomblik is daar 'n oomblik waar hy homself weer vind. Waar hy terugkom na homself toe en wat hy besef, maar selfs die ouens wat op my pa se plaas gewerk het, selfs hulle was beter af. En hy besef, hoor die besluit wat ek gemaak het, ek het eintlik droog gemaak. Dit is 'n ongelooflike oomblik eintlik van bekering wat hier in hierdie jong man plaasvind. Sien, bekering gaan nie oor jy wat jou verstand verloor nie. Dit gaan juist daaroor dat jy helder weer begin dink. En soos wat hierdie jong man terugdink aan sy pa se plaas, hy dink nie net aan die huis waarin hy gebly het nie. Hy dink aan die Vader. Hy dink aan hoe sy Vader die mense om hom hanteer het. En as hy net weer 'n bietjie van daai genade, net weer 'n bietjie van daai geduld kan ervaar. En hy begin loop. Terug huis toe en ek dink daar was op die pad terug huis toe was daar 'n hele paar keer wat hy wou terugdraai. Wat die vyand in sy oor kom fluister het, maar kyk wat het jy gedoen? Hoe kan jy verwag dat jou pa jou moet terug aanvaar as jy die alles gedoen het? As jy hom eintlik so sleg behandel het. Maar met sy skaamte, met sy mislukking hou hy aanloop. Ek dink hy het baie van daai tyd gebruik om vir homself eintlik 'n verskoning voor te berei vir wat hy vir sy pa gaan sê. Dalk vir sy pa gaan sê, maar ek's 'n tiener, ek het nie mooi gedink nie. Of dalk wat ook al die verskoning mag wees. Sien, hy verwag waarskynlik as hy terug by die huis kom, dat sy pa hom gaan straf. Hy verwag heel moontlik dat sy pa hom net weer gaan verwerp. Hy verwag heel moontlik vernedering. Maar terwyl hy nog ver van die huis af is, toe sien sy pa hom aankom. Dit beteken die Vader was besig om vir hom te wag. Sy pa het elke oggend uitgegaan met sy koppie koffie en gaan staan en kyk of dalk is vir oggend die oggend wat my seun weer gaan terugkom. Elke dag gekyk en gehoop. En toe die Vader sy seun sien, toe hardloop hy na sy kind toe. En daardie oomblik sê eintlik vir ons so baie, want in daai kultuur, as jy besittings gehad het, het jy nie gehardloop nie. Hoe meer belangrik jy was, hoe stadiger het jy beweeg vir een of ander rede. Maar hierdie pa gooi al daai statussimbole, gooi hy weg en hy hardloop na sy seun toe. En voordat daar verskoning kon wees, voordat daar verduideliking kon wees van sy seun af oor hoekom hierdie alles gebeur het, voor daar 'n oomblik van herstel is, omhels sy pa hom. En vriende, jy moet dalk hierdie vanoggend hoor, dalk daai seun het teruggekom met 'n dienskneg mentaliteit, maar die Vader ontvang hom weer as 'n seun. Daai seun kom terug met die doel en met die plan dat hy net by sy pa kan kom werk. En sy pa ontvang hom as 'n seun. Sien, genade herstel nie net my en jou posisie nie, maar dit maak weer ons identiteit vas. En wat natuurlik gebeur is, daar word 'n groot fees gevier op hierdie plaas. Van die jong seun is terug by die huis, en dan vertel Jesus van die ouer broer. En by hom verander die storie se toon so bietjie. Want Jesus wys eintlik dat daar 2 verlore seuns was. Een verlore in rebellie en die ander een was verlore in godsdiens. Sien, die ouer broer het nooit die huis verlaat nie. Fisies was hy altyd daar. Hy het gewerk, hy het gedien, hy was gehoorsaam as sy pa vir hom iets gevra het om te doen, maar sy hart was koud. Toe hy die musiek hoor van hierdie fees wat gevier word, in plaas daarvan om gelukkig te wees, word hy kwaad. En dit is interessant, want almal is besig om fees te vier. Almal wat vir sy pa werk, sy pa, almal in die huishouding. En hierdie broer staan buite.
En dis die gevaar daarvan om sinies te wees. Jy sien, om sinies te wees beteken ek en jy kan dalk naby aan die Vader wees, maar baie ver van sy hart af. Sien, die jonger broer het fisies ver weggedwaal en uiteindelik die Vader se hart ontdek. Die ouer broer het naby gebly, maar nooit regtig die Vader se hart verstaan nie. Luister wat sê hy in vers 29 en 30. My lewe lank doen ek alles wat Pa wil hê. Nog nie een dag het ek geweier om te doen wat Pa sê nie. Tog het Pa nog nooit vir my 'n partytjie gehou nie. Pa het nog nie eens vir my gesê om 'n paar van my vriende oor te nooi om by my te kom kuier nie. Maar toe daardie ander seun van Pa uit die bloute uit hier opdaag, na hy al Pa se besittings uitgemors het, op 'n spul straatvroue en dronkpartytjies, word die heel beste kalf op die plaas vir hom geslag. Ek kan dit nie glo nie. Hoor julle met watse tipe toon praat hierdie jongman? Hierdie ouer broer is so selfgesentreerd. Want hoekom het die vader, hoekom het hy nog nie dit vir my gedoen nie? Ek's nog die hele tyd hier, ek werk myself oor 'n mik, maar nog steeds word dit nooit raak gesien nie. Sien, hy praat soos 'n werknemer, wat dalk die jaar nie sy bonus gekry het nie. Maar nie soos 'n seun nie. En skielik besef ons dat albei hierdie seuns wou eintlik iets van die pa afgehad het. Nie noodwendig die vader self nie. Sien, die jonger broer wou sy pa se geld gehad het. Die ouer broer wou net sy pa se goedkeuring gehad het. Maar tussen hulle twee staan die vader wat eenvoudiglik net verhouding wou hê. Wat verhouding wou gehad het met sy twee kinders. En dis wat gebeur wanneer ek en jy sinies is. Dit verander verhouding in prestasie. Dit maak my in jou hart. Sien, jy begin kyk na iemand om jou se genade. Iets goeds wat met iemand gebeur en dit irriteer jou. Jy sien iemand wat se verhouding dalk weer herstel word. En dan dink jy so by jouself, maar jy weet nie wat daai persoon gedoen het nie. Jy sien iemand wat geseën word. En dan dink jy, maar hoekom hulle? Hoekom nie ek nie? Sien, wat gebeur is, as ek en jy sinies is dit steel soveel vreugde van die lewe. Sien, die hartseere deel van hierdie storie is, almal fokus op 'n jonger seun wat verlore was. Maar die ouer broer was net so verlore gewees, soos die jonger een. Hy was net op 'n netjieser manier verlore gewees. Sien, die vader in die middel van hierdie storie, is vir my die mooiste deel. Van die vader gaan uit na al twee die seuns toe. Na al twee die kinders toe. En ons fokus op die seun wat weggehardloop het. Maar ons vergeet dat die vader ook na die ouer broer uitgereik het. Sien, die vader verlaat die partytjie wat vir die jonger broer gehou was. Om die siniese broer te gaan soek. Sien, die vader se hart is nie net vir die rebelse seun gewees nie, maar ook vir die harde hart in sy ouer seun. Vir die teleurgestelde mense. Vir die mense wat moeg voel. Vir mense wat eintlik al lankal opgehou het om te hoop. En die ongelooflike ding is, die vader sê vir hom in vers 31, toe antwoord die pa, my kind, wat praat jy alles? Jy is dan my eie vlees en bloed. Alles wat ek het is joune. Met ander woorde, jy het nooit verstaan dat die verhouding die grootste geskenk was nie. Al hierdie ander goed is bysake. En die vader sê ook, ons moes fees vier.
Want hierdie oomblik wat jou broer teruggekom het, is so belangrik. En ons moet fees vier om die negativiteit teen te staan. Om dit wat in die verlede gebeur het, nie die laaste sê te laat hê nie. Sien, want viering is weerstand. Sien, ons leef in 'n wêreld waar dit net normaal geword het om sinies te wees. Mense verwag dat daar 'n mislukking moet wees. Ons verwag korrupsie. Ons verwag verdeeldheid. Ons verwag valsheid. Maar die koninkryk van God werk heeltemal anders. Sien, ons in die koninkryk van die Here vier nog steeds fees. Ten spyte van dit wat ons om ons sien. Ons hoop nog steeds, want ons weet die Here het 'n goeie plan vir dit wat om ons aangaan. En sy woord sê vir ons, dat hy alles vir die goeie laat meewerk. So ons hou aan daai hoop vas. En ons glo nog steeds, van die Here is nie klaar nie. Nie met my en jou nie. Nie met Richards Bay nie. Nie met KwaZulu-Natal nie, nie met Suid-Afrika nie, nie met die wêreld nie. Sien, ons glo nie omdat lewe maklik is nie. Maar ons glo omdat God goed is. En om fees te vier is geestelike oorlogsvoering. Want elke keer wat ons as die kerk saam sing en ons getuig van die Here se goedheid en ons doop mense en ons lag saam en ons leef in verhouding en ons aanbid en ons vertel stories van die Here wat ons besig is om te herstel, dan verklaar ons die duisternis sal nie die laaste woord kry nie. Psalm 126 sê, wie met trane saai, sal met gejubel maai. Sien, die Bybel en die Here ontken nooit pyn nie. Ontken nooit die gebrokenheid wat in die wêreld aangaan nie, maar dit weier om pyn die laaste sê te gee. Laat my altyd dink aan Paulus en Silas wat in die tronk was. Alles wat logies moes gebeur, moes hulle op sak en as gaan sit het, hulle self jammer gekry het en opgegee het. Want hierdie twee ouens is in die tronk gegooi en hulle gaan moontlik doodgemaak word. En hulle reaksie in daai oomblik maak nie menslik sin nie, want hulle begin sing van die Here se goedheid. In die onmoontlikste situasie begin hulle sing. En normaalweg sing ons na deurbraak. Nadat die Here vir ons iets gedoen het, dan wil ons sing dat hy goed is. Dan wil ons sing oor sy grootheid. Maar hulle sing nog voor dit. In die middel van hulle tronksel sit hulle en hulle begin sing. Hulle vier fees in 'n onmoontlike situasie. Want viering is nie net 'n reaksie op oorwinning nie. Dit is geloof in die middel van die geveg. Sien, daardie aanbidding het die hele gevangenis geskit. Want die vyand weet, 'n siniese kerk is swak, maar 'n vreugdevolle kerk is baie gevaarlik. 'n Vreugdevolle kerk maak 'n impak in hierdie wêreld. En miskien vanoggend sien jy jouself in een van daai seuns se skoene. Dalk voel jy fisies ver van die Here af vandag. Jy voel soos daai jonger broer, moeg, leeg en jy weet nie of daar 'n pad terug is nie. Maar dalk voel jy soos die ouer broer vanoggend. Jy's getrou, maar jou hart het koud geword. Jy's naby om jy sukkel om vreugde te ervaar in jou lewe. En die waarheid is vandag nooi die Vader jou. Want die Vader hardloop nog steeds na jou toe. Hy roep nog steeds. En hy wil jou ook herstel vanoggend. En die hemele sê ook vir ons vanoggend, laat ons fees vier. As die verlore kind weer teruggekom het huis toe. Sien, ek wil vanoggend bid vir jou. As jy dalk teleurgestel geraak het in hierdie lewe. Vir jou wat dalk sinies geword het. Vir jou wie hoop soos 'n onmoontlike ding begin voel het. En vir jou wat vreugde begin verloor het in hierdie lewe.
Want die waarheid is die Here wil nie hê dat ek en jy net moet oorleef nie. Hy wil hê jou hart moet weer regte lewe ervaar. Hy wil viering terugbring in jou lewe. Hy wil verwondering terugbring in jou oë. En hy wil hoop terugbring in jou hart. So as jy vanoggend hier sit, en jy voel jy het vanoggend die Here nodig, want jy het begin om sinies te word. Jou hart het begin koud word. Wil ek jou vra om jou hand net op jou hart te sit. As jy vanoggend hier sit en jy voel jy is daai verlore seun. Jy dalk nie op 'n sigbare manier van die Vader af weggedwaal nie. Maar jy voel daar's afstand. Wil ek jou vra om jou hand op jou hart te sit. Want ek wil vanoggend vir jou bid. Want soos wat daai pa na sy 2 seuns toe uitgereik het, staan hy en wag vir jou. Soos wat hy vir die jonger seun elke oggend gestaan en gewag het om terug te kom huis toe. Staan hy en wag om jou net op die horison te sien, sodat hy na jou toe kan hardloop. Jou kan omhels en vir jou kan sê, my kind. Ek so bly om jou by die huis te sien. Ek so bly om jou weer terug te hê. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U nog steeds hardloop na ons toe. Dankie dat genade steeds groter is as ons mislukkings. Vader, dankie dat U nog steeds herstel bring waar hoop verlore geraak het. Vader, waar sinisisme in ons harte ingekom het, bring weer vreugde. Waar teleurstelling ons koud gemaak het, Vader, bring weer hoop. Waar ons opgehou het om te glo, Vader, leer ons om weer te vertrou. Vader, maak ons 'n groep mense wat vier dit wat U doen. 'n Kerk vol lewe, vol verwondering en vol aanbidding. Vader, ons kies vandag om nie oor te gee aan wanhoop nie, maar om vas te hou aan U goedheid. Vader, ek wil bid vir die harte wat hard geword het, en die harte wat ver van U af voel vanoggend. Vader, mag daai harte U ervaar, U nabyheid ervaar, en U liefde ervaar. In Jesus naam. Amen. Amen.